Ek sou graag dat ons Bybels oopmaak by Matteus hoofstuk 25. En ons gaan met mekaar daar 'n klompie versie saam lees. Nou weet ek nie of dit nog die gewoonte hier is nie, want deesdae is alles maar so digitaal. My dogter kom na my toe, sy sê vir my pa, wat preek jy oor Sondag? Sê ek, nee, hulle het vir my gesê ek moet preek oor ek is dors. Sy sê, I am thirsty. Ek sê, ja. Haal sy haar selfoon daar uit, kry sy vir ChatGPT, en sy sê vir hom, sy praat met ChatGPT, en sy sê vir hom, nou stuur bietjie vir my 'n goeie preekie oor ek is dors. Maar dit was 'n kwessie van 'n paar sekondes. En onthou, ek het nogal gewerk aan my preek, maar dit is 'n kwessie van 'n paar sekondes. Hier is daar 'n preek. Teksvers, boodskap, toepassing, die lot. En sê ChatGPT, ek sal dit nog vir jou in Afrikaans ook vertaal, jy weet. So, toe dog ek, hoekom doen ek al die moeite? Ek ons maar net sowel hier kom staan het, en binne 'n paar sekondes kan ek vir julle, want dis hier nogal dieselfde versies wat ek ook vandag wil gebruik. Verstommend. Maar goed, so ek weet nie of mense nog Bybel saambring nie, maar hier is 2 versies wat ek graag in die loop van die diens wil laat lees. Of ek weet nie of iemand bereid sal wees om dit vir my op te soek nie. Die een is uit Johannes en die ander een is uit Jeremia uit. Kom ons sê die Nuwe Testament Johannes. Is daar iemand wat vir my Johannes 4 vers 14 sal opsoek en lees? Steek maar net die hand op. Ag, baie dankie. Jandrey, het jy 'n Ou Testament? O ja, natuurlik. O nee, ekskuus, dis nie Jandrey nie. As jy vir my daai een kan opsoek, Jeremia. En hierdie ene is dan ek het hom so half oorgeskryf, maar my skrif is maar bietjie rof. Ek het nie geweet of mense nog Bybels het nie, en as hulle het, of hulle dit nog saambring nie, so het ek dit maar so geskryf. Mense, ons gaan met mekaar lekker saam lees en dan gesels, en kom ons maak net die oë toe in gebed. Troue Vader, vriend, Verlosser, Jesus die Here, ons rots, ons lewenswater. Dankie dat ons vandag hier saam kan wees. En dankie Here, dat ons hier kan wees met 'n verwagting. Verwagting dat U vir ons U stem sal laat hoor. En Here, daar is soveel blokkades. Ag, ons is bewus daarvan, en U weet dit ook, soveel blokkades wat verhinder dat dit gebeur. En dat ons sommer net met 'n onbevange gemoed en met reikhalsende hart luister na U stem en wat U vir ons wil sê. En nou wil ons dit vandag doen, Here. En daarom bid ons, o Heilige Gees, dat U in ons sal werk. Dat U vir ons ontvanklik sal maak vir U woord. Sodat dit sal plek vind in ons hart, maar ook in ons lewe, en deur ons lewe, ook in die gemeenskap, die land, ja, en selfs die wêreld waarin ons bevind. Here, U hoor dan ons versigtiging as ons soos kinders voor U staan. Kom les U ons dieper dors vandag. In Jesus se naam. Amen. Nou, was jy al regtig dors in jou lewe, maar soos in erg dors? Kyk, ek kan, as ek nou daaraan terugdink, aan 2 gevalle dink. Een geval was, ek het op 'n skaapplaas groot geword, hier in die Hoëveld, en dan het my pa in die winter, het hy hier in die berge met die skape afgetrek, in die berge daar naby Waverton. En dan van tyd tot tyd het hy gaan kyk na die skape daar, is hulle alraai, en met hulle gedoseer of gedip word, en is hulle getalle nog reg, en so aan, 'n bietjie gesels met die oppassers, die skaapwagters. En dan in die vakansies het ons met hom saamgery. Nou, ons het so 'n ou vragmotortjie gehad, 'n Bedford. So ons het sommer gepraat van die ou Betty. Hy het so, ja, in elk geval, nou is dit ek en my klompie broers, ek wil nou nie te veel in detail ingaan nie. Nou is ons hier af. My ma het natuurlik vir ons mooi gesorg dat daar vir ons padkos is, né? Gewone wat jy kry, bietjie
koue swart tee, 'n bietjie biltong en 'n bietjie toebroodjies en daai soort van ding. En nou is ons hier af en nou is dit die hele dag in daai berge van Barberton wat mens loop, hoor, in die son is warm en jy kom terug na die lang dag, halfpoot uit en ons is sulke laerskool laities en so aan en wat ek nou kan onthou daai een keer. En jy het nou ook die biltongkies geëet en al so aan en toe my pa daarby met die ou Betty daarby verby badplaas kom. Ons nou so 'n bietjie weggeraak en aan die slaap geraak en toe weer wakker geword van 'n dors. Nee, ons het 'n groot dors. En toe daai koue teetjies is nou al op, daai swart tee en so aan en nou begin ons aan my pa te karring. Ons is dors, nee. Ons is dors. Julle weet mos as ouers hoe dit gaan. As jy in die kar klim, dan sê die kinders ons is dors en dan gee jy vir hulle koeldrank en so aan en dan sê hulle net later vir jou nou moet pa weer stop, nee, want nou moet ons weer 'n draaitjie loop. Maar in elk geval, ons is dors. En daar naby die pad in badplaas was daar 'n sementwatertank wat hulle nou water vir die vee natuurlik uit 'n fontein of iets daar aangetap het. En partykeer raak die tank nou vol, dan kan jy hoor hy loop oor. Toe ons daar verbykom, toe sê my pa nou goed en hy trek daar af. En ons stap na daai oorloop watertjies van daai watertank en ek sê vir julle, ek weet nie hoe oud was ek nie. Ek was hier rondom 10 jaar oud of so. En ek gaan nie vir julle sê hoe oud ek nou is nie, julle moet maar raai, maar ek het in hierdie 70 jaar van toe af nog nooit weer oor my lippe so iets lekkers geproe, vloeistof wat ek gedrink het nie. Dit was hemels geweest. So dis die een. Die ander ene, ek was nie geloot nie, gelukkig nie. Vir weermagopleiding nie, ek sou nie geshape het nie, maar ek was wel vir die kommandos geloot en dan het ons hierdie kampe gehad en een van ons kampe het ons daar by die Skobbelos naby Kimberley gehad. En daai wêreld is ook 'n woestynwêreld en hy word baie warm. Nou het ons hierdie webbing of wat hierdie gevegsdrag aan en dan jaag hulle ons rond daar so daar in die vlaktes, jy weet. En dis 'n lang dag en hulle het nie genade hierdie instrukteurs en jy kom nou terug en jy is moeg maar jy is bitterdors. Nou ek kry dit nou nie meer nie, maar daai tyd van ons ouer mense sal onthou het jy Fanta orange koeldrank gekry en so 'n liter bottel. Nou hierdie het ek sommer nou die dag toe ons so op 'n draffie was, toe tel ek hierdie bottel op nou. Hy is dink ek 'n liter en 'n half gaskoeldrank. Maar hy lyk omtrent daai Fanta orange bottel was omtrent net so groot soos die ene. Nou as jy terugkom, nou is daar die kantien daar in die kamp en die een ouetjie gaan koop toe vir hom 'n lekker koue, die eerste ding wat hy doen. Ons gaan almal kantien toe, né, want hierdie groot dors wat ons so intoe dryf. En die ouetjie koop vir hom 'n liter Fanta. En ek dog nee goed, laat hy 'n sluk, laat hy drink en dan gee ons dit so aan, jy weet, en dan drink ons lekker. En hy vat daai Fanta. En hy vat hom so. En hy vat hom so. En jy sien net hoe beweeg sy adamsappel op en af. Toe hom wegvat, toe is daar niks oor nie. Toe besef ek, hierdie man was dors, want ek sal vir jou sê om 'n liter Fanta in op een slag te drink, dit vat nogal. So, die vraag dan, was jy al regtig dors? Daar's natuurlik verskillende vlakke van dors. Ons sê partykeer ja, nee, nou is ek dors, maar dan bedoel jy's lus eintlik vir 'n beker koffie of 'n koppie tee of 'n glasie sap of wat ook al, nee. So dan is jy ook kieskeurig. Jy soek uit wat jy dan wil drink. Ek is dors en ek wil sê maar rooibos tee of ek wil 'n glasie appelsap of wat ook al. En dan die ander vlak van dors is, ek noem dit sommer 'n ontwateringsdors. Antwoord as jy gedehidreer is. Kyk, dan is jy nie so kieskeurig nie. Dan enige watertjie of 'n Fanta orange is genoeg, nee, dit is die beste, nee. Dit is daai ontwateringsdors. En dan kry jy nog, wat nog erger is, 'n verslawingsdors. Nou, die ergste voorbeeld daarvan wat ek nou aan kan dink, is kry mens, het ek maar gehoor, en nou David Kramer sing ook daar by die bergies in die Kaap. Hulle noem dit bloutrein. Ouens vat brandspiritus. En dan suig hulle, hulle suig hom deur 'n brood om bietjie die alkohol te filtreer. En dan drink hulle dit, omdat hulle hierdie
onderhewig is aan hierdie verslawingsdors. Nee. Maar daar is verskillende soorte dors, maar ons skrifgedeelte en ons teksvers gaan vir ons sê, daar is ook 2 soorte dors. Nee. En ons gaan dit nou met mekaar saamlees en dan net gesels oor hierdie wat ek nou maar noem, mens kan dit noem lewensdors, jy kan dit noem dieper dors, ek noem dit nou maar dieper dors, en dan praat ons sommer met mekaar 'n bietjie daaroor. Ons teksvers is natuurlik die Johannes 19 vers 28. Daardie wonderlike woorde van Jesus, waar hy daar aan die kruis hang en dan uitroep, sodat die skrif vervul kan word, sê die gedeelte, ek is dors. Ek is dors. Nou goed, ek lees van 'n gedeeltjie uit Matteus 25, wat ook aan ons redelik bekend is, en ons lees vers 34 tot 43. Nou, dit kom uit Jesus se bergrede uit. Nee, dis sy profetiese rede. Bergrede is vroeër in die evangelie, maar hy sê, wanneer die skape en die bokke nou geskei word, dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg. In die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het, om vra, Here, wanneer het ons die honger gesien en nie gevoed, of dors en nie iets gegee om te drink? En wanneer het ons 'n vreemdeling gesien, gehuisves, sonder klere, vir die klere gegee? Wanneer het ons die siek gesien in die tronk, of in die tronk en die besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek vir julle, sover julle dit vir een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het julle dit vir my gedoen. En dan vers 41, die teendeel van die saak, die koning wat vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, ken julle nie, gaan na die ewige vuur toe, want, en dan dieselfde ding, was honger, julle het my nie gegee om te eet nie, en ek was dors, en julle het nie vir my gegee om te drink nie. En dan ook hulle vraag, maar wanneer het ons hier so gesien? En dan het hy vir hulle gesê, in soverre julle dit nie aan een van hierdie geringstes gedoen het nie, in my vertaling, het julle dit ook nie aan my gedoen nie. Vir sover as wat julle dit vir een van die geringstes nie gedoen het nie, het julle dit vir my ook nie gedoen nie. Goed, ons sê dan ons teks, Jesus se woorde daar aan die kruis, nadat hy gesê dit is volbring, ek is dors. En ons tema, ons dieper dors, volkome geles, of versadig, of verkoop. Nou, van die hartseer toneel daar op Golgotha, sou mens graag wou wegkyk. Jy sou in elk geval nie jou kinders daarna wou laat kyk nie. Hier hang die man aan die kruis, bebloed, gewond, verniel. En ontwater. Dit was 16 ure sedert hy laas iets oor sy lippe gehad het. En in daai 16 uur het hy gebloei en gesweet, beginnende by Getsemane, waar die sweet, ons mos gelees, hy stry daar waar die sweet hom afgetap het. In die hof van Caiaphas, die binnehof van Caiaphas, daar is hy gegeesel en geslaan en gespot en het hy gebloei. Op die Via Dolorosa dan, of dan die Lydensweg, waar hy onder daai swaar kruis
moes worstel teen die bultop, né? Tot op Golgotha, waar hy daar aan die kruis gespijker is, né? En daar gehang en gebloei het, 16 ure, ontwater, niks oor sy lippe nie. Dis aaklig, dis gruisam. Mense sal eerder wil wegkyk daarvan. Maar ek dink, dis tog belangrik dat ons sal omdraai en na hierdie toneel aan die kruis sal kyk, sal besef wat dit beteken en ook sal dink en reflekteer oor die boodskap, ek is dors. Ek is dors. Want onthou die een wat daar hang, hy is ons groot profeet. En hy het nie rede gehad om te sê dat hy dors het nie. Ons het dit gehoor in ons aanvangswoord. Hy is die bron of die fontein van water. En hy is die een wat water in die woestyn kan laat uitspruit, nee, of uitvloei, soos wat ons nou gesê. Hy het nie die rede om 'n ontwateringsdors uitroep daar aan die kruis te doen nie. Glad nie. Nou hoekom doen hy dit? Hy is ons, soos hy gesê het, ons groot profeet. Nou, 'n profeet se taak is om aan ons 'n boodskap oor te dra van God af, wat van kernbelang is om te hoor, vir jou en vir my, vir almal, vir sy volk, né? En as hy dan sê dat hy is dors, dan hoor ons dat hy praat van 'n dieper dors. 'n Ander dors as daardie ontwateringsdors waarvan ons net nou gepraat het. Kom ons sê 'n lewensdors, 'n dors wat as dit nie geles word nie, wat jou dood, 'n dors dood vir jou sal beteken. Nou hierdie lewensdors is eintlik 'n behoefte of 'n nood van die mens aan lewensvervulling. Dis die dors, dis die nood, dis die behoefte. Die behoefte aan, die nood aan lewensvervulling. En dit bestaan maar doodgewoon uit lewensvervulling, waarsonder jy altyd sal dors bly, bestaan uit sonde vergifnis, sekerheid van verlossing. En daarmee saam en eintlik gekoppel daarmee, vredesverhoudinge, met ander woorde herstel van vrede of versoening, dat jy in vrede lewe in jou verhoudings. Verlossing, versoening, herstel van verhoudinge, lewensvervulling, en daardie dors word dan geles wanneer hierdie nood aangespreek word, nee. Wanneer hierdie dors geles word. So, nou goed, in die gesprek met die Samaritaanse vrou, het sy gehoor, toe Jesus nou die water, nee, van die fontein, sê maar die gewone dors gebruik, as aanknopingspunt om met haar te praat oor die dieper dors, het sy dit gehoor. Hier staan 'n profeet voor haar, wat vir haar gesê het, jy is dors, op 'n dieper vlak. En sy het dit gehoor. En sy het daarop gereageer. En sy sê in vers 15, wat ons nou nie gelees het nie, sê sy, gee my van hierdie lewende water, nee. En sy bring haar karige, de mekaar, onvervulde lewe bring sy na hom toe. En daar het die dinge vir haar gedraai. Daar het dit begin in elk geval. En daar begin dit vandag vir jou en vir my ook. Ek meen, om hierdie boodskap te hoor, dat behalwe ons gewone dors, is daar die dieper behoefte, nood van die mens. En om daarop te reageer, soos wat die Samaritaanse vrou gereageer het,
En mense kan baie daaroor praat. Maar lied 230 druk dit vir my so mooi uit. En ek wil maar net herhaal en dit onderstreep. Daar begin jou en my se verkwikking van ons dieper dors. O Jesus, in u lyding kom soek ek troos in nood. Ek smeek om bevryding. U smeek ek om bevryding van sondestraf en dood. Ek het my hele lewe die sondaarspad gegaan, verblind in al my strewe. O Jesus, sien my aan. O Jesus, sien my aan. Nou, die een wat daar hang, en die een wat sê ek is dors, is nie net ons hoogste profeet nie, ons grootste profeet nie. Hy is ook ons hoërpriester wat dit uitroep. Nou die priester se taak nou weer was, anders as die profeet, dat hy het sy oor by die volk gehad. Hy het hulle nood gehoor en verstaan, en dan het hy sy mond by die voorsiener gehad, die een wat in die nood voorsien. Nee, anders as die profeet het ons altyd gesê, of sê ons altyd, hy het sy oor by die mond van God, en sy stem by die volk wat dit moet hoor. Nee. So die priester weer het sy oor by die volk, en dan tree hy in, of sy stem is dan by God. So, die een wat daar hang, is ons hoërpriester, wat ons nood na die voorsiener toe dra, namens ons. Vir die vervulling van hierdie nood. Nou, die Samaritaanse vrou het hierdie vervulling ervaar. Johannes 4 vers 14, het ek gevra dat iemand dit vir ons opsoek, Johannes 4 vers 14. Ons het dit in elk geval gelees, waar daar staan, maar wie van hierdie water drink, sal nooit weer dors kry nie. En dit sal in hom word soos 'n fontein wat opborrel en wat lewe gee. Het iemand dit vir ons opgesoek? Ag, lees dit net asseblief vir ons die volle versie asseblief. Daar sê, baie dankie. So die Samaritaanse vrou het hierdie woorde gehoor, en dit het haar verander van 'n dorstige, nooddraftige, karige mens na iemand, en daai gedeelte sluit ook op 'n baie mooi manier af, hoe daai lewenswater uit haar werklik opgeborrel het, en sy dit met ander gedeel het, nee. Nou goed, en Openbaring sluit ook af met die woorde, die Gees en die bruid sê kom, en elkeen wat dit hoor moet sê kom, en elkeen wat dors het moet kom, elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet. So sluit ons Bybels af. En dit is die wonderlike, dat die een wat sê, ek is dors, nie net die vervulling bring van daardie dors nie, maar die vervulling is van ons lewensdors. En tog is dit onverstaanbaar dat dit moontlik is dat daar mense is wat dors bly. Ten spyte van die profeet wat vir ons wys hoe nodig ons die lewende water het, en die priester wat dit
verniet, soos daar in Openbaring staan, vir ons, tot ons beskikking stel. En hoe dat hierdie onmoontlike eintlik gebeur, word vir ons verduidelik in Jeremia 2 vers 13 asseblief. Baie dankie. Baie dankie daarvoor. So, die volk, sê die Here deur Jeremia 2 sondes gemaak. Hulle het hulle rug gedraai op die bron van lewende water, dis die eerste een, en die tweede een, kap hulle vir hulle self waterbakke uit, né? En daai waterbakke kan nie water hou nie. En dis die ander sonde. En as mens daardie simboliese taal verstaan, dan kom die waarskuwing na ons toe vandag ook. Keer jou rug op die bron van lewende water en kap vir jou eie waterbakke uit. Ag, en dis bekend hoe ons probeer om ons lewensnood te vervul, om ons lewensvervulling te probeer bereik. Ag, ons ken dit. Geld, mag, aansien, ons eie planne wat ons maak, ons eie manier waarop ons lewe inrig. Ag, ons eie waterbakke, nee. Wat 'n sekere resep is, soos wat die kinders gesê het, wel, om in die woestyn om te kom, die woestyn van die lewe. Want daardie bakke hou nie water nie. Dit kan kortstondige plesier en vreugdes bring, verseker. Maar uiteindelik is daar net een bron van lewende water wat ons dieper dors kan les. En mag ons nie, soos hierdie volk, hierdie twee sondes doen nie, rug op hom draai en ons eie waterbakke uitkap nie. Nou, dan wil ek nou net kom by die derde ding. Die een wat daar hang, is ook ons ewige koning. So die, kom ek sê, uitroep aan die kruis, is terselfdertyd ook 'n oproep van die koning. Ironies, nee, daar was sy titel mos op die kruis, koning, nee, koning van die Jode, nee, of so iets. Maar hierdie koning is nie een van die wat sy troepe front toe stuur, en hy sit rustig en veilig tuis, waar hulle die ontbering moet dra, terwyl hy gekoester is en daar in sy paleis of waar ook al nie. Hy is die koning wat sy troepe oproep om hom te volg na die slagveld toe, waar die geveg woed. En dat ons wêreld vandag in 'n groot mate 'n slagveld is, waar daar bloed en trane en wonde en dors is. Dit hoef ek nie vir jou te vertel nie. Jy weet dit, ons sien dit op ons skerms van ons media en so voorts. Maar die slagveld, daar is 'n ewige stryd aan die gang. En hierdie koning stap voor ons uit en hy roep ons op om te kom veg saam met hom. Dis net dat sy wapens is ook nie die konvensionele sekulêre wapens nie. Die wapens waarmee ons veg is om die dors van die wêreld aan te spreek en te les met die bron van lewende water. Met ander woorde, ons is daar om liefde, genade, omgee, medemenslikheid, daardie wapenrusting aan te trek en meer te veg, skouer aan skouer, met die ewige koning, wat vir ons voorgaan
om die dors van die wêreld te les en aan te spreek. En dis nogal vir my aangrypend. Dat die Here vir ons, dat hy van ons verwag om sy voorbeeld te volg. En dat hy van ons verwag om so op sy oproep te reageer. So op sy, kom ons sê sy oproepinstruksies. Dat ons ook sal hoor uiteindelik, soos wat daar staan in Matteus 24. Kom, neem jou erfenis in besit. Ek was honger. Jy het my iets gegee om te eet en ek was dors. Jy het my iets gegee om te drink. Was jy al regtig dors in jou lewe? Mag die uitroep van Jesus, ek is dors, ook vir ons bring by die punt van daardie vervulling van ons dieper dors, sodat ons as manskappe van die ewige koning fonteine sal wees met water, lewenswater wat opborrel, en nie net vir onsself nie, maar ook vir ander lewe gee. Want onthou, Christus beteken mos gesalfde profeet, priester en koning. Amen. Kom ons buig die hoofde in dankgebed. Here, U is vir ons goed. U voorsien in ons behoeftes, in ons nood, ook in ons dieper dors. En daarvoor, Here, kan ons U maar net loof en prys en U dankie sê en vir U sê, Here, ons hoor U. En ons wil ook gewilliglik deel wees van U weermag, wat die lewende water gee aan hulle wie se dors nog baie diep en sterk lê. Dankie Here dat U vir ons waardig ag om vir ons ook daarvoor te gebruik. Dankie vir U offer aan die kruis. Dankie Here dat U die ontwateringsdors gelei het. Maar meer nog, dat U ook die dieper dors daar aan die kruis ter wille van ons en namens ons gelei het, sodat ons nie hoef dors te wees nie. Ons bid vir mekaar, Here. Ons dink weer aan die name wat hier op die bord verskyn het van mense wat worstel met siekte. Ons dink aan mense wat moeilike tye beleef in hierdie tyd, wat naby aan ons is. In ons harte, Here, noem ons hulle name voor U. En ons bid dat U ook vir hulle verhoudingsvrede en waar nodig ook vergifnis sal bring. En ons dank U, Here, dat ons as geloofsgemeenskap 'n beslissende rol speel hier in Lydenburg. Ons bid ook vir hierdie gemeente in besonder, die beroepingsprosesse wat aan die gang is. En ons bid, Here, dat U ook deur dit alles mense sal gebruik om nood en dors te les waar dit nodig is. Seën vir hulle met U wysheid, U genade en U liefde. Ons bid dit alles met groot dankbaarheid in U naam alleen. Amen. Kom ons staan, dan gaan ek net vra dat ons, voordat ons slotsang sing, dat ons net in die harte ons geloofsbelijdenis, die 12 artikels sal saam sê, dit sal beaam in die hart as ek dit voorlees. As
as ons respons op die Here se oproep. Wat lê in daardie woorde van hom, ek is dors. En dat ons soos die Samaritaanse vrou ook borrelende fonteine sal word van lewenswater. So ons staan dan en dan gaan ons die 12 artikels saam met mekaar sê in ons harte en dan die slotsang sing en dan ook die seën ontvang. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.